Môre hier uit 'n winderige, koue Kaapskant hier in Meisenberg, man, ek wil julle sê, dis koud hier so hoor. Ek wil met julle deel, vanmôre as ek nie stort en ek is besig om my hare te was en ek skrop hierdie kop van my en die volgende oomblik kry ek seep in my oog. En vir 'n oomblik, vir 'n oogwind brand dit so dat ek begin huil en ek huil sommer oor alles wat verkeerd is en seer is en alles wat nie lekker is nie. Het jy al daai oomblik gekry dat dit voel hoorie so maar jy weet nie hoekom jy verstaan hierdie dingie, maar something just triggered dit en nou is jy emosioneel en jy wil huil en jy wil skree en jy verstaan nie hoekom hierdie dinge nie. Maar kom ek gou vir jou vertel nie, maar ek wil eers kom ek lees gou vir julle. Kom. Hey man, dis lekker, kom ek gou vir. Dis 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5, hoor wat sê hy, want terwyl ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, want die wapens van die stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Nou kyk, hier's Karen se vision. Neem elke gedagte gevangene tot die woord van Christus Jesus, sodat hy ons kan help elke dag. Nou wat vanmôre gebeur het? Die oomblik toe die vyand my gedagte vat vir 'n oogwink en my oog brand en seer is en dit trigger my emosie, want ons is almal emosionele mense, ja, soos hierdie bondel wat partykeer sukkel en wag net om te ontplof. Toe vat dit my vir 'n oogwink terug na toe my man COVID gehad het, voor sy sterfte. En ek wil met julle deel, want ek voel hierdie is belangrik. En hy vat my na 'n spesifieke oomblik toe waar ek in die kamer gestaan het met masker en gear op, want kyk ek het die hele hospitaal in die kamer gehad waar ek hom versorg het. En ek besef daar waar ek gestaan het op daai oomblik, daai dag, dat ek is so hulpeloos, dat ek kan niks maar niks doen nie. Daar's 'n gesegde wat die ou mense sê, het voel of jou hande afgekap is. En ek weet op daai oomblik het my hart uitgeroep na die Here en ek het sê, Here, U is die Here van die leerskare en ek weet nie, dit wat ek hier sien is nie goed nie. Dit wat ek hier ervaar is nie goed nie en ek weet nie wat om te doen nie. Daai hulpelose gevoel het vir 'n oogwink vanmôre gedink ek gaan kom plaasvat en sitplek kry in my gedagtes, maar onmiddellik toe ek dit kry in hierdie trane en in hierdie emosies, toe sê ek gaan dit nie vat nie, it's not my portion today, Lord, because we have dealt with it. Weet julle nie, dis so ironies, dat baie keer dink 'n mens, omdat jy vrede gemaak het met iets nie, die gevoel ook geweg moet wees, dat die emosie ook so bang, wang, stain is gone. Nee, dis nie hoe dit werk nie. Die feit dat ons vrede maak, is die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, om te weet, we cannot change what happened, but still it was God's timing. We cannot take the time of God and put it in our own hands, but we can believe, but whatever happened, it's for the good. Dit was God se tyd gewees, en die tyd wat ons het, wat ons gehad het, moet ons koester en ons moet die memory daarvan vat en ons moet in daai memory, daai legacy vashou. Maar terwyl ons in die lewe is hier, kom ons werk aan hierdie vesting, hierdie gedagtes, dimensie wat hier is. En ons sê, Here, ons gaan hierdie goed vat nie, as hy kom op plaas te vind, gaan ons nie toelaat dat die vrees inskop nie, maar ons gaan toelaat dat U kom en ons weer vernuwe. Is ons emosies? Oh yes, het ek nog lekker gehuil? Oh yes, oor alles. Maar ek weet waarom te gaan tap, en dis by my Skepper. Ek weet waarom te gaan, en te sê, Here, U moet help. Vandag het ek U nodig, vandag wil ek weet wat U wil hê moet ek doen. Vandag het ek nodig dat U met my emosies moet werk, dat U my help aantrek, dat U my help met my hare, dat U my help, dat die vreugde nog hier so is, dat dit nie wegraak nie. Want hy is die een wat kom en genees, hy is die een wat die balsam van Gilead oor ons kom smeer, hy is die een wat vir ons die bloed van sy seun Jesus Christus laat stort het, sodat ons kan staan en sê, Here, we have received everything is ours. Ons moet nie toelaat dat hierdie emosies kom, en hierdie vesting van ons kom bedek nie. God se woord is kragtig, dit breek vestings neer, maar ons moet met hom deel as hy hier kom, kind van die Here. Is dit maklik elke dag? Nee. Dit is nie, maar dis moontlik. Hoekom? Want Christus is in dit. Romeine 8 vers 16, as ek reg onthou, sê dat ons gees getuig met God se gees, nee. Nou as dit dan die waarheid is en ons glo dit, dan moet ons mos toelaat dat sy gees ons bring op 'n plek waar ons weet, Here, ons het die vrede. Al verstaan ons nie, het ons die vrede wat alle verstand te bowe gaan, om te weet dat U plan is die perfekte plan, maar dat U ons hieruit gaan help, en that we are overcomers. Ons is oorwinnaars deur Christus wat ons die krag gee. Die probleem is, gaan jy daarmee werk? Die probleem is, gaan jy glo wat jy lees? Come on, wees nou vandag eerlik met jouself.
Ons twyfel tog maar, en ons bedink tog maar hierdie dinge, en ons laat toe dat ons emosies so lekker kom plaasvat nie. Nee, vandag nie. Vandag sê ek vir jou kind van die Here. En as jy daar staan wat hier luister nie, arise out of that ashes. Staan op, want jou lig het gekom, staan op en kies dat die Here jou help. It's a choice. Then God can move. As jy kies, kan God begin beweeg. Onthou ek julle sê so skaak. Jy skuif en God skuif. Jy kan nie net verwag die Here moet alles doen nie. Jy moet opstaan. Soos ek vanmôre in daai stort gestaan het met hierdie oog wat gebrand het en hierdie gehuilery en die emosie het ek nog steeds gesê, it's not my portion, I will not take this is not from God, but I will take my portion and that's the fullness of God. En dankie Here dat U nog steeds aan my emosies werk en dat U die trauma in my genees, want onthou dit vat 'n tydperk, dit is nie altyd in 'n oogwink nie. Somstyds voel ek beter en hy loop maar op en af en dan kom dit en dan gaan dit, maar dis die keuse wat jy maak om daarmee te doen. Dis die keuse, gaan jy staan en aangaan, of gaan jy lê en jouself jammer kry? Well, I choose again this morning to choose life. Ek het weer gekies om lewe te kies. Ek het weer gekies om te sê, Christus, vat my hand. Ek kan nie sonder U nie. Because the joy of the Lord is my strength. Die Here Jesus Christus is my krag. Hy is my raad. Daar's 'n liedjie wat die kinders altyd sing, hy is my krag, my sterkte. Ek kan nie nou eers die woorde onthou nie. Julle wat ek moet daai een bietjie, Here help 'n bietjie. Maar kom aan, kom ons maak God ons krag en ons sterkte vandag en ons staan in die woord, op Christus, wat klaar is, alles gedoen het, doen dit vir ons op Golgotha. Miskien is dit Golgotha en ons vertrou die Here met alles wat in ons is. Ek het vanmôre, dis ek, Here, U ken my hart, U ken my journey, U het hom uitgesit. You bring me to it, You will take me through it. You will be my provider in every circumstances. Dit is even van siel, gees, liggaam, wil, emosie, intellek, alles wat ek nodig het, alles wat ek is, het God klaar voorsiening vir gemaak. En vandag, I just receive it, Lord. I just receive it. Thank You for opening doors. Thank You for making the impossible possible. Here, wees met elkeen wat daar kyk. Be blessed vandag. Julle weet, julle praat met Karen van Tonder. I'm an overcomer. Go like die page. Be an overcomer, man. Volg ons op hierdie journey. En ek wil regtig nog met julle stuk van my getuienis deel. Maar ek gaan, as die Here sê, die tyd is reg, doen ek daai ding. Maar intussen, be blessed. Gaan kyk gerus Karen van Tonder by Facebookblad. Gaan kyk Diensbaar die Ministryblad. Man, God is good and the devil is a liar. En ek wil vir julle sê, hier in Meisenberg is dit awesome. Bid tog saam met my dat die Here daai deure oopmaak daar waar hy wil hê ek moet gaan. Want hy is die een wat in beheer is. Hy is die een wat my gestuur het. Be blessed. Amen.